Sakeliga bevraagteken en versoek opklaring van die Finansiële Sektor Transformasieraad se gesag om BEE rapporteringsvereistes aan finansiële diensteondernemings op te dwing. Die FSTC het in Maart daarop aangedring dat alle finansiële diensteinstansies van individuele makelaars tot groot korporasies bewyse verskaf van hul BEE status. Dit was in rapporteringskennisgewing 1 van 2024. Na hierdie en soortgelyke kennisgewings in 2021 en 2022 kom dit nou voor dat verskeie industrierolspelers onder die indruk verkeer dat nie nakoming met rapportering tot formele en ander statutêre sanksies teen hulle kan lei. Sakeliga is egter nie bewus van huidige wetgewing wat finansiële diensteinstansies verplig om deel te neem aan of hul besighede se rasseprofiel ingevolge die huidige BEE-wet te sertifiseer nie. Dit kom voor asof die FSTC sy magte oorskry deur BEE verslagdoening te vereis van finansiële diensteinstansies wat nie by BEE transaksies of sertifisering betrokke is nie. Sakeliga het daarom die FSTC versoek om ons binne 30 dae te voorsien van opklaring en gronde vir sy posisie. Dit is ruim voor die FSTC se oënskynlike sperdatum van 28 Junie 2024 vir industrie-nakoming van sy twyfelagtige direktief. Sakeliga is van voorneme om die inligting wat ons vanaf die FSTC bekom met finansiële dienste verskaffers te deel, sodat hulle beter oorweging aan hul moontlike reaksie op die FSTC se versoek kan skik. Oor die algemeen sou dit finansiële instansies van waarde wees om besluite uit te stel en regsadvies te bekom voordat hulle oorweeg om die FSTC se direktief na te kom. Die FSTC sal die inligting soos verskaf waarskynlik in die toekoms teen jou gebruik ter nastrewing van nie waarde toevoegende seksionele en politieke belange. Sakeliga se standpunt bly dat die openbare belang ten beste gedien word wanneer besighede 'n strategie volg van maksimum haalbare nie-nakoming van die regering se BEE-beleid en sy eise vir BEE-rapportering. BEE is 'n tydelike, skadelike regeringsbeleid. Die beleid gee voor om bemagtiging na te streef, maar vereis inderwaarheid dat besighede hul missie van waardeskeping opoffer ter navolging van politieke instruksies met 'n bureaukratiese en rassefokus. In steede daarvan om oor gemeenskappe heen waardeskepende ekonomiese samewerking aan te moedig, verhoog BEE laag op laag die strukturele koste van besigheid in Suid-Afrika, wat die koste van goedere en dienste opjaag en so omtrent almal armer maak. In ons brief aan die FSTC van dese week bevraagteken Sakeliga die FSTC se mag en gesag om van finansiële instansies te vereis om tyd, moeite en koste aan te gaan ter nakoming van die rapporteringsvereistes. Ons bevraagteken of die FSTC oor regsgesag beskik om sanksies teen rolspelers wat nie hul direktief nakom nie in te stel. En ons versoek dat die FSTC redes verskaf vir waarom dit rapporteringskennisgewing 1 van 2024 as binne sy magte beskou. Dat dit ook redes verskaf vir waarom dit nakoming vereis van alle finansiële dienste verskaffers. En dat dit ook duidelikheid verskaf oor die omvang en bron van die gesag wat dit dan nou voorgee om te hê om sanksies teen nie-deelnemende rolspelers in te stel. En laastens stel Sakeliga die FSTC in kennis van ons omvattende versoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting in sake die FSTC se status as 'n sektorraad ingevolge die BEE-wet, aktiwiteite, rekords, besluite en beleide aangaande sanksies vir nie-nakoming van FSTC-direktiewe soos finansiële en professionele penalisasie en samewerking met die finansiële sektor gedragsowerheid, die BEE-kommissie, die voorsorgowerheid of die Prudential Authority en die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging, waar ook al dit polisieering, ondersoek, toepassing en oplegging van sanksies teen finansiële instansies betrek.